Goeiedag almal, ons is dan nog by week 5 se tweede kontaksessie en ons kyk verder na die aanleer van meting. Ons kyk dan spesifiek hier nou na die aanleer van tyd. In die handboek is dit nog steeds ook in hoofstuk 7 van bladsy 294 tot bladsy 307, waar die laaste gedeelte dan eintlik net gaan oor meting en die gebruik van tegnologie in die klaskamer. Daardie gedeelte kan julle net deurlees. Die uitkoms waarna ons kyk is dan nog steeds ook die uitkoms oor meting. Julle kan ook in die KABV kyk en daar sal julle sien dat leerders 'n toenemende begrip van tyd ontwikkel, deurdat ons begin by basiese konsepte soos dag en nag en volgorde van gebeure en dan brei ons dit uit tot by die lees van ure, halfure, kwartiere en ons kyk dan gewoonlik altyd eers na 'n analoog horlosie en heelwat later na digitale horlosies. Onthou dan ook dat dae van die week, maande van die jaar en 'n kalender vorm ook deel van tyd. Ons kyk dan nou in hierdie kontaksessie na die laaste gedeelte van die inhoudsarea meting. Die KABV dui dan ook vir ons aan dat leerders verloop van tyd, rangskikking van gebeure, as ook dan meetinstrumente soos horlosies en kalenders in hierdie inhoudsarea moet bemeester. Die mens staan al oor die eeue heen verwonderd oor hierdie tydskonsep. Die Bybel begin ook met die woorde in die begin. Al weet ons nie presies wanneer was hierdie begin nie, weet ons as Christene dat God altyd en ewig is. Maar hoe meet ons altyd en ewig? Hierdie begrippe is eintlik ver bo die begrip van die mens. Maar wat ons wel weet en verseker weet, is dat God alomteenwoordig is en dat ons hom kan vertrou dat hy altyd daar sal wees. Dit is 'n wonderlike en gerusstellende gedagte. As ons ook eers begin nadink oor tyd, dan kan mens nie eintlik verhelp as om in absolute verwondering te staan teenoor die grootheid van God nie. Ons kennis oor die unieke bydrae wat tyd tot orde en ritme maak in die natuur, wys weer eens vir ons dat God onmeetbaar groot is. Ons eie kennis oor tyd is dan ook 'n vaardigheid en om tyd te kan meet en te kan gebruik, maak dan ons bestaan ook sinvol. Ons kyk dan ook eers na die groter prentjie van tyd. Met ander woorde, die algemene manier waarop kinders tyd ervaar, gebruik en verstaan in hulle werklike lewe, lank voordat hulle met horlosies en kalenders te doen kry. Wanneer ons 'n begrip van tyd by kinders wil ontwikkel, is dit belangrik dat ons eers 'n informele bewustheid van tyd vestig by hulle. Leerders verbind dan aanvanklik tyd met hulle persoonlike ervarings. Byvoorbeeld, hoe laat moet ek opstaan? Wanneer gaan ek skool toe? Vrydag kom my maatjie kuier. Sondag gaan ons kerk toe. Op hierdie manier koppel hulle dan tyd aan hulle alledaagse roetine. Hulle begin dan ook woorde gebruik soos gou, gister, môre, vanaand en dit vorm daai eerste basiese kennis van tyd. Deurdat hulle hierdie woorde gebruik, verstaan hulle dan die terme soos gister, vandag en môre, wat moeilik is vir leerders en selfs graad 1 en 2 leerders sukkel nog daarmee. En daarom, wanneer ons na tyd kyk, moet ons dit in die kind se werklike lewe plaas, so waar dit voorkom,
Wanneer is dit tyd om te gaan slaap? Of wanneer is dit tyd vir pouse? Hoe lank gaan ons op die lughawe wees? Of hoeveel sekondes het dit my geneem om die 80 meter te hardloop? Tyd vorm eintlik onlosmaakbaar deel van 'n kind se hele dag. En daarom moet ons as onderwysers bewus wees daarvan en elke geleentheid gebruik om dit te onderrig. Nie op 'n formele manier nie, maar deur in die klas daardie ervarings en tydkonsepte op 'n informele wyse vir die leerders te onderrig. Ons het dan ook al gesels oor die belangrikheid van taal en woordeskat in wiskunde. En hier by tyd speel dit ook 'n baie belangrike rol. Partykeer besef ons nie hoe belangrik dit is dat ons die regte woorde moet gebruik nie. So wanneer jy tyd onderrig, gebruik die korrekte woorde om hulle te leer oor tyd, selfs wanneer dit op 'n informele wyse is. Woordeskat soos dit is stadig of dit was vinnig, die dae van die week en die maande van die jaar. Dit gebeur tot in graad 1 dat jy partykeer vir maats vra, maar sê vir my die maande van die jaar en dan sê hulle vir jou die dae van die week. Of dat jy vir hulle vra, sê vir my die dae van die week en dan sê hulle vir jou die maande van die jaar. Hulle moet die verskil ken. So wanneer ons sê maandag, dinsdag, sê vir hulle ons dis die dae van die week. En wanneer hulle tyd lees, moet hulle al daardie ander woordeskat leer, soos minute, ure, halfure, dis 'n kwartier. Hierdie woorde kan jy op woordkaartjies maak en jy kan dit opsit in jou klas of jy kan dit gebruik tydens informele en formele onderrig. Die korrekte woordeskat bly hier 'n baie belangrike komponent. Beginsels rakende tyd is dan dit is belangrik dat tyd nie 'n geïsoleerde onderwerp is wat dan so geleer word nie, maar dat ons vir leerders dit in die breër konteks sit. So byvoorbeeld deur die dag dan sê ons goed, maar dis nou speeltyd of speeltyd is nou verby. Dan gaan hulle vra, maar wanneer is dit tyd om huis toe te gaan? En dan sê ons vir hulle, maar jy gaan in die middag huis toe. So dit moenie 'n geïsoleerde komponent wees of ons sê vir hulle nou leer ons die dae van die week en dan sê ons dit op oor en oor. Dit kan by die kalender gebruik word. Reg, dit is die dae van die week. Watter dag is dit vandag? Watter dag was dit gister? So dit moet eintlik deel vorm van die dag. Die tydaspekte in graad 1 en 2 en selfs in graad 3 ook. Wanneer jy dan nou formeel leer van minute en ure en halfure, dan vra hulle ook baie keer vir jou, maar wanneer is dit pouse? En dan moet daar 2 horlosies in die klas wees, sodat jy gereeld kan verwys na daardie horlosies. En dan kan jy vir hulle sê, maar as die lang wyser op die 12 is en die kort wyser is op die 10, dan is dit 10 uur en dis wanneer dit pouse is. Hulle hoef dit nog nie self te kan lees nie, maar jy kan dit vir hulle verduidelik. Môre gaan baie van hulle dit onthou. So maak ook seker in jou klas dat jy meer as een horlosie het, wat jy gereeld na kan verwys. Nou is dit snoepietyd. Dit is nou etenstyd. Wys dan vir die maats, hoe lyk die horlosie wanneer hulle byvoorbeeld huis toe gaan, sodat hulle dit oor en oor kan raak sien. Hierdie is dan maar net voorbeelde van verskillende vrae wat jy ook kan gebruik om dit regtig dan deel te maak van hulle dag en deurlopend die hele tyd daarna te verwys. Soos, hoe laat is dit? Hoeveel minute dink julle is dit voor pouse? Hoe lank is pouse? Wat sal die tyd wees wanneer ons terugkeer van pouse?
Hoe sal die horlosie dan lyk wanneer ons terugkom na 'n pouse? En hoe sal die horlosie lyk wanneer ons huis toe gaan? Of hoe sal die horlosie vanaand lyk as julle dalk TV kyk? Hoe laat kyk julle TV? En al hierdie konsepte kan 'n mens na verwys gedurende die dag. Hierdie is natuurlik nou wanneer hulle 'n bietjie meer formeel al geleer het oor tyd, maar 'n mens kan dit ook informeel doen. Wat doen ons in die oggend? Wanneer eet ons pap? Of wanneer het julle pouse? Is dit in die oggend of is dit in die middag? Wat doen jy as jy huis toe gaan? Want dan is dit middag. En hoe lyk dit buite wanneer dit aand is? Tyd is 'n abstrakte konsep en jy sal agterkom dis nogals 'n uitdagende konsep om te onderrig. Daarom begin ons informeel, net om eerstens daai bewustheid van tyd by die leerders te vestig. Ons kyk na opeenvolging van gebeurtenisse, ons kyk na tydsverloop en tydsduur. En by die tydsduur kan ons byvoorbeeld die tydsduur van 2 aktiwiteite bepaal en dan kan ons dit ook met mekaar vergelyk, net om eers daai bewustheid te skep. Ons gebruik dan ook nie standaard meetinstrumente en eenhede, soos byvoorbeeld skaduwees, 'n sandloper, 'n sonwyser of 'n kombuistydreëlaar. Dis eintlik maar, ons ken dit as 'n egg timer in Engels. Net om hierdie konsepte dan ook so bietjie meer konkreet vir hulle te kan wys en daardie begrip en bewustheid van tyd eers te vestig voordat ons dit formeel onderrig. Ons kyk dan net so vinnig na elkeen apart, want dit is belangrik dat julle dan nou ook kan onderskei tussen hierdie informele onderrig van tyd. Die eerste een is dan die opeenvolging van gebeurtenisse. En dit kan die opeenvolging wees van uitgebreide gebeurtenisse of die opeenvolging van daaglikse gebeurtenisse. Dis soos byvoorbeeld die seisoene, die maande van die jaar, die dae van die week, die uitbroei van 'n eier of dan wanneer hulle gereed maak vir skool. Wat is die volgorde? So dit gaan oor die ordening van hierdie gebeurtenisse volgens 'n spesifieke volgorde. Eers staan ek op, dan borsel ek my tande, dan trek ek aan, dan eet ek ontbyt, ek kry my skooltas en dan stap ek skool toe. Daai tipiese prentjies wat ons dan vir hulle gee, wat hulle in volgorde moet sit. Dit is dan die opeenvolging van gebeurtenisse. Verloop van tyd is dan die tyd wat verloop tussen 2 gebeurtenisse. So tussen gebeurtenis A en gebeurtenis B. Dit gaan oor beskryf die hoeveelheid tyd wat verbygaan tussen hierdie 2 gebeurtenisse. Selfs al hoort daardie 2 gebeurtenisse by dieselfde aktiwiteit. So by verloop van tyd kan ons byvoorbeeld skaduweeverskywing gebruik om dan te sien hoe die tyd verloop. Wanneer dit 'n langer pouse is die dag, kan die kinders 'n stok in die grond sit as die pouse begin en dan weer 'n stok in die grond sit wanneer die pouse verby is. En daardie verskywing van die skaduwee dui dan vir hulle die verloop van tyd aan tussen die begin van die pouse en die einde van die pouse. So dit tel dan as gebeurtenis A en gebeurtenis B. Dit dui dan ook vir die maats aan, maar hoe het die tyd verloop van die begin van pouse tot die einde van pouse? En dis nogal moeilik om te verstaan. So op hierdie wyse kan hulle sien wat het gebeur. Tydsduur van gebeurtenisse of aktiwiteite is dan hoe lank dit neem om 'n enkele aktiwiteit te voltooi.
So dit is die tyd wat dit neem vir 'n gebeurtenis of 'n aktiwiteit om dan afgehandel te word. So hoe lank neem dit jou byvoorbeeld om die 80 meter te hardloop? Dis tydstuur. Of hoe lank gaan dit jou neem om 'n toring te bou? En onthou ons is besig met informele meting. So ons gaan byvoorbeeld 'n sandloper gebruik. En dan gaan ons sê, goed, wanneer jy begin om die toring te bou, dan draai ons die sandloper om en nou is daar blokkies en jy bou dit en goed, wanneer dit deurgeloop is, ons sien dit het jou een sandloper se tyd geneem om die toring te voltooi. So dis tydsduur. Maar nou wil ons dalk ook bietjie vergelykings maak. So nou sê ons, maar hoe lank gaan dit jou neem om op te ruim? So dis nog 'n aktiwiteit. En nou neem ons weer die sandloper en ons draai dit om en dit loop teer, maar hulle is nog nie klaar nie, so ons draai dit nog 'n keer om. Goed, so dit het 2 sandlopers geneem om op te ruim. En nou kan ons vergelyk, maar watter aktiwiteit het ons langer geneem en watter aktiwiteit was korter gewees? Formele meting van tyd kan ons dan ook eers mee begin nadat die konsep van die meet met nie standaard meetinstrumente en eenhede mooi vasgelê is. So wanneer ons genoeg informele meting gedoen het, dan begin ons met die formele meet van tyd en ons bring dit nog steeds in verband met die bestaande kennis wat die leerders het. Hulle het nou reeds geleer van die verloop van tyd en tydstuur op 'n informele wyse, maar ons kan dit ook gebruik by formele onderrig. En nou gaan ons ook byvoorbeeld kyk na 'n analoog horlosie, ons gaan kyk na stophorlosies, ure, minute, sekondes en dan heelwat later kyk ons ook na digitale horlosies. Ons het dan nou gekyk hoe om tydstuur en tydsverloop informeel te onderrig en ons het ook gekyk na die opeenvolging van gebeurtenisse of dit word dan ook genoem volgorde van tyd. By formele onderrig kan ons weer kyk na tydsduur en tydsverloop, want ons kan dit ook formeel onderrig. En hier sal ons byvoorbeeld gebruik maak van 'n stophorlosie. Ek wil dan ook net vir julle hier die verskil verduidelik tussen tydsverloop en tydsduur. Dis hier 'n bietjie duideliker as by die informele meting. Wanneer jy dieselfde begin en eindpunte gebruik, sal jou tydsduur en verloop van tyd vir jou dieselfde getal gee. Maar hulle gaan verskil wanneer die begin of die einde of die reëls van die meting verskil. So kom ons sê byvoorbeeld jy bou weer 'n toring en dit neem jou 20 minute om 'n toring te bou. Maar vandag het jy 9 uur begin om die toring te bou en jy het 'n 10 minute pouse gehad en jy het teruggekom en jy het 9:30 klaar gemaak met jou toring. Dan is die verloop van tyd 30 minute. So dit is hoeveel tyd het op die horlosie verloop. En dit was 30 minute. Maar hoe lank het dit jou geneem om die toring te bou? Dit het jou eintlik nog steeds 20 minute gevat, want jy het die 10 minute pouse gehad. So jou verloop van tyd was 30 minute, maar jou tydsduur van jou aktiwiteit was 20 minute. Nou gaan ons kyk na hoe jy vir leerders leer om tyd op 'n horlosie te lees. Daar is stappe of 'n opeenvolgende proses. Dit kan nie net enige plek begin en dan begin ons somme met kwartiere en dan leer ons eers oor ure en dan leer ons op oor al die syfertjies op die horlosie. Daar is spesifieke stappe om vir leerders te leer om tyd te lees. So heel eerste moet jy dan jou 2 horlosies in jou klas hê. Een moet 'n volledige horlosie wees wat al die syfertjies op het en die tweede een moet dan net die belangrikste komponente bevat,
so 'n uur, kwart oor, half, kwart voor. Jy moet dan ook sorg dat jy ten minste 2 horlosies in jou klas het, een voor en een agter, sodat die leerders op enige gegeewe tydstip op die horlosie kan kyk. Dis eintlik maar wanneer jy werk en hulle werk by hulle tafels en hulle kyk op, dan moet hulle die horlosie kan sien en as jou mat dan so gedraai is dat dit na die agterkant van die klas kyk, dan moet hulle daar ook 'n horlosie kan raak sien. Maar die belangrikheid hier is eintlik dat jy die volledige horlosie het en dat jy dan een het wat die belangrikste komponente het. So dit is waar ons begin wanneer ons nou gaan tyd aanleer. Die volgende konsep is dan waar ons die horlosie opbreek in byvoorbeeld ure. En wat doen ons dan 1 uur? Ons kan eers prentjies ook gebruik. Aan die linkerkant sien julle is 'n voorbeeld waar daar prentjies is en nie die syfertjies wat jy dan gebruik nie. En 12 uur kan jy dan 'n prentjie sit van etenstyd of 3 uur is daar 'n prentjie van rugby en netbal oefening. En by die 6 is daar 'n prentjie van aandete. So dit is belangrik dat ons nou ook vir hulle wys, maar wat gebeur wanneer? En dan moet ons die posisie van elke getal op die horlosie aanleer sonder die arms. Hier kan jy 'n lekker aktiwiteit doen waar jy byvoorbeeld vir hulle die syfertjies gee en dan moet hulle die 12 op die regte plek plak en hulle moet die 3 en die 6 en die 9 op die regte plek plak. Begin eers daar by daardie syfers en dan bou hulle so die horlosie en hulle plak al die syfertjies op die regte plek. Hulle moet eers die posisie van elke getal op die horlosie ken. So hulle moet presies weet waar kom die 12, waar kom die 10 en waar kom die 4 op die horlosie. Nou begin ons deur die ure eerste aan te leer. Ons leer die posisie van elke uur aan. So ons begin met die kortwysertjie en ons sê vir hulle die kortwysertjie wys vir ons 1 uur. Laat hulle dit konkreet doen, laat elkeen vir hulle self 'n horlosie maak. Moet nog nie 'n lang wyser bysit nie, net die kortwysertjie. Nou gaan ons eers oefen. Waar is 1 uur? Waar is die kortwyser as dit 5 uur is? Waar is die kortwyser as dit 8 uur is? As hulle dit mooi ingeoefen het, dan sit jy die lang wysertjie op die 12 en sê vir hulle, wanneer dit op die 12 is, dan bly dit op die 12, maar die kort wysertjie wys dan vir ons, wanneer is dit 3 uur, wanneer is dit 7 uur, of wanneer is dit 10 uur. So hier begin ons eers met die kort wyser en dan sit ons die lang wyser by. Volgende leer hulle dan halfure. Nou gaan ons eers die langwyser vat en ons gaan die langwyser van die 12 na die 6 toe vat. So ons wys vir hulle hoe dit oor die helfte van die horlosie gaan. Dan sit jy die langhand daar of die langwyser op die 6 en jy leer vir hulle dit is waar die langwysertjie bly vir half. Nou wanneer jy vir hulle moet leer van die kortwyser, is dit ook belangrik dat hulle moet verstaan dat dit moet tussen die 2 getalle wees. Dit moet nie op 'n getal wees wanneer hulle werk met half nie. Volgende leer hulle dan nou van kwartiere. Ons gaan leer van kwart oor en kwart voor. 'n Baie lekker aktiwiteit wat jy hier kan gebruik is die teepotjie. Maak sommer 'n teepot in die klas vir kinders. Die gesiggie van die horlosie is dan natuurlik die teepot self. En dan is daar die voorkant en daar is die oorkant waar die handvatseltjie is. Jy kan ook die handvatseltjie in die vorm van 'n 3 maak.
en dan by die voorkant moet dit by die 9 wees. En so maak hulle dan die konneksie dat die teepot se handvatseltjie is by die 3 en dit is kwart oor en die voorkant van die teepot is by die 9 en dit is kwart voor. So leer hulle dan die posisie van die lang wyser en daarna sit jy dan ook weer die kort wysertjie by en jy leer vir hulle dat dit dan nou net oor die getal moet wees of net voor die getal moet wees. Wanneer hulle dan al hierdie geleer het, dan bring ons die minute by. So dit beteken waar ons dan vir hulle leer van 10 oor of 20 oor of 10 voor. En hierdie integreer ons met die tel in 5. Ons leer eers vir hulle dat elke getal dan 5 is. So hulle tel dan in 5 wanneer hulle met die minute werk. Ons is dan nou klaar geleer aan die ure, aan die halfure, kwart oor, kwart voor en ons het vir die leerders geleer dat die intervalle daar by die minute in 5 is. So hulle kan nou van 1 af tel 5, 2, 10 en nou gaan ons die ure en minute by mekaar sit, maar dit is nou vir die ander tye. Dit is nou vir soos 20 oor 7 of 10 voor 8, daar waar hulle dan nou moet tel. So leer ons dan nou byvoorbeeld vir hulle as die lang wyser by die 4 is en die kort wyser is net oor die 7, dan is dit 20 minute oor 7. Soos ons deur hierdie stappe werk, klink dit baie vinnig en dalk maklik, maar dit is nie. Dis regtig belangrik dat die leerders hierdie moet inoefen. Hulle moet eers ure verstaan, dan halfure, dan kwart oor en kwart voor. Dan moet hulle verstaan hoe om te tel en dan kan ons hierdie tye vir hulle leer. Hierdie neem lank om te doen en dit moet regtig deeglik gedoen word. Ons leer dan nou ook vir hulle hier dat wanneer die lang wysertjie op die 1, 2, 3, 4 of 5 is, dan beteken dit oor en wanneer dit op die 7, 8, 9, 10 of 11 is, dan beteken dit voor. Jy kan ook, hier help het baie, as hulle eie horlosies het. So probeer, al moet jy dit vir hulle lamineer en al maak hulle dit in die klas, probeer dat hulle eie horlosie het om hierdie self in te oefen. Dan hierdie laaste stap gebeur eers heel wat later in die grondslagfase. Ons werk vir 'n lang tyd eers net met analoog horlosies. Maar in hierdie stap is dit dan wanneer ons vir hulle die analoog horlosie en die digitale horlosie bymekaar bring. En dan gaan ons weer vir hulle verduidelik, maar wat beteken 12 en 13 en 14 en al daardie aspekte van die digitale horlosie. Ek is seker dat julle hierdie skyfie nou op julle eie sal kan beantwoord. Maar kom ons gesels net oor hoekom sukkel leerders so met tyd. Wat is die probleem met tyd? Uit ervaring kan ek vir julle sê, daar's gewoonlik 2 wiskundige konsepte wat leerders moeilik vind: tyd en geld. Hierdie 2 konsepte moet goed ingeoefen word en dit moet op die regte manier onderrig word. Daar's verskeie redes waarom leerders met tyd kan sukkel. Tyd op 'n horlosie is gemeng. Met ander woorde, die skaal van die horlosie is gemeng. Dit beteken dat een getal op die horlosie kan verwys na verskillende goed. As ons net kyk na 1. 1 kan wys na 1 uur in die nag. Dit kan wys na 1 uur in die middag, wat dan eintlik verwys na 13. Dit kan ook wys na 5 minute. En dit maak dit moeilik om te verstaan, omdat dit verskeie dinge is wat die een kan aandui. Dan word tyd ook weergegee in gemengde notasie. Met ander woorde, ons kry jare, ons kry maande, ons kry weke en ons kry dae. Dan kry ons ook ure, minute
en sekondes. En al hierdie konsepte moet ingeoefen word en onderrig word. Dis ook hoekom dit moeilik is wanneer jy na 'n horlosie kyk, is dit vir hulle moeilik want dit wys ure, minute en sekondes, alles op een horlosie. Daar's ook nie 'n konstante patroon in tyd nie, want dis 60 sekondes in 'n minuut, dan is dit 60 minute in 'n uur, maar dan is dit 24 ure in 'n dag. So dit was 60, 60 en nou is dit 24. Dan is daar ook 7 dae in 'n week. Party maande het 30 dae en ander het 31 dae en een maand het 28 of 29 dae. So daar is nie eintlik 'n patroon wat hulle kan raak sien en wat hulle dan help om dit te kan voorspel nie. En dit kan van die redes wees hoekom leerders dan sukkel met tyd. Daar is verskeie hulpmiddels wat jy kan gebruik om te help met die onderrig van tyd. Jy kan plakkate opsit waar hulle byvoorbeeld kan sien, maar 60 sekondes is 1 minuut en 60 minute is 1 uur en hulle kan sien maar daar's 24 ure in 'n dag. Jy kan ook dan 'n lekker kunsaktiwiteit maak waar hulle dan hulle eie horlosies maak, waar hulle self die getalletjies op die horlosie plak en waar hulle self die wysertjies maak en die horlosie moet so wees dat die wysertjies kan draai en dan kan hulle ook die gesig van die horlosie versier. Sodoende kan elke ma dan ook hulle eie horlosie hê en dit gaan jou ook help met die onderrig van tyd. The Grouchy Ladybug, written and illustrated by Eric Carle. The Grouchy Ladybug, written and illustrated by Eric Carle. It was night, and some fireflies danced around the moon. At 5 o'clock in the morning, the sun came up. A friendly ladybug flew in from the left. It saw a leaf with many aphids on it and decided to have them for breakfast. But just then, a grouchy ladybug flew in from the right. It too saw the aphids and wanted them for breakfast. At 6 o'clock, it met a yellow jacket. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "You insist," said the yellow jacket, showing its stinger. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 7 o'clock, it met a stag beetle. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the stag beetle, opening its jaws. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 8 o'clock, it came across a praying mantis. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the praying mantis, reaching out with its long front legs. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 9 o'clock, it almost flew into a sparrow. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the sparrow, opening its sharp beak. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 10 o'clock, it saw a lobster. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the lobster, stretching its claws. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 11 o'clock, it bumped into a skunk. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the skunk, starting to lift its tail. "Oh, you're not big enough," said the grouchy ladybug, and flew off. At 12 noon, it spotted a boa constrictor. "Hey, you," said the grouchy ladybug, "want to fight?" "If you insist," said the snake,
Right after lunch. Oh, you're not big enough, said the grouchy ladybug, and flew off. At 1 o'clock it happened upon a hyena. Hey, you, said the grouchy ladybug, want to fight? If you insist, said the hyena, laughing eerily and showing its teeth. Oh, you're not big enough, said the grouchy ladybug, and flew off. At 2 o'clock it met a gorilla. Hey, you, said the grouchy ladybug, want to fight? If you insist, said the gorilla, beating on its chest. Oh, you're not big enough, said the grouchy ladybug, and flew off. At 3 o'clock it ran into a rhinoceros. Hey, you, said the grouchy ladybug, want to fight? If you insist, said the rhinoceros, lowering its horn. Oh, you're not big enough, said the grouchy ladybug, and flew off. At 4 o'clock it encountered an elephant. Hey, you, said the grouchy ladybug, want to fight? If you insist, said the elephant, raising its trunk and showing its big tusks. Oh, you're not big enough, said the grouchy ladybug, and flew off. At 5 o'clock it met a whale. Hey, you, said the grouchy ladybug, want to fight? But the whale did not answer at all. You're not big enough anyway, said the grouchy ladybug, and flew off. At 5:30, the grouchy ladybug said to the whale's fin, Hey, you, want to fight? But it got no answer, so it flew on. At 5:45, the grouchy ladybug said to the whale's tail, Hey, you, want to fight? And the whale's tail gave the grouchy ladybug such a slap that it flew across the sea and across the land. At 6 o'clock, the grouchy ladybug arrived right back where it had started from. Ah, here you are again, said the friendly ladybug. You must be hungry. There are still some aphids left. You can have them for dinner. Oh, thank you, said the wet, tired, and hungry ladybug. Soon all the aphids were gone. Thank you, said the leaf. You are welcome, answered both ladybugs, and they went to sleep. The fireflies, who had been sleeping all day, came out to dance around the moon. The end. Dit is dan die einde van hierdie kontaksessie. Gaan kyk ook 'n bietjie verder, lees 'n bietjie oor tyd en hoe tyd onderrig word. Kyk vir idees, wat kan jy doen om maats te help om hierdie abstrakte konsep te bemeester? Totsiens almal, ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle studies en ook met elkeen van julle.